Efesiërs 6 verse 10 tot 18. Welbekende gedeelte, die wapenrusting van God. Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied aan die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid, as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dat is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by die elke geleentheid bid in die Gees, en jy is daartoe waak met die volharding en smeking vir al die heiliges. Die Here seën die lesing van sy woord om sy naam se wil. Ek gaan ons maar Joyce vra om die woord van die Here vir ons te seën. Baie dankie my Vader vir 'n wonderlike voorreg wat U my uitgekies het om U woord te kom seën vanmôre. En ek kom sê net met 'n dankbare hart vir U baie dankie Jesus. Ek gee alle eer en lof van U vanmôre, want U is wonderbaar. U is ons sterke God, ons ewige Vader. En daarom kan ek net vanmôre vir U kom sê baie dankie vir alles wat U kom doen het vir ons en wat U verder vir ons gaan doen, my Vader. Kom sê ek vir U baie dankie, Here. Kom seën U woord vanmôre, Here. Here, laat ons al inneem wat U vir ons kom sê vanmôre, Here. Laat ons al alles gee vir U, my Vader. Here, want ons alles gee vir U, dan kom gee U dit terug. U kom gee dit dubbel terug vir ons. Terug, my Vader. En daarom kan ek net vanmôre vir U kom sê dankie, Jesus. Want alles wat ons in U naam vra, kom gee U vir ons, my Vader. En daarom kom staan ek vanmôre met 'n dankbare hart om te weet wat alles wat ek U gevra het U vir my kom gee vanmôre. En ek sê vir U baie dankie, Here. Kom seën U ons verder en alles wat ons gaan doen. Die woord wat Pastor gebring het, kom sê ek vanmôre vir U baie dankie, Here. Kom seën U ons nou verder in Jesus naam. Halleluja. Amen. Dankie, mama. Mag die Here jou wonderlik seën. Paulus skryf van die gemeente in Efese en hy maak twee dinge vir ons so duidelik. Dit is asof hy in hierdie hoofstuk dit herhaal, asof hy dit in ons gedagte wil inprint, asof hy dit wil benadruk, dat ons die volle wapenrusting van God moet aantrek, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ander woorde, dat ons nie deur die duiwel oorweldig sal word nie, dat ons nie deur hom verslaan sal word nie. Dis vers 11 en dan vers 13 sê hy weer, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Paulus is intens bewus dat ons as kinders van die Here in 'n oorlog betrokke is. Paulus is intens bewus dat ons besig is om 'n stryd te voer op hierdie aarde, 'n stryd tussen kwaad en 'n stryd
tussen goed. Ons is intens besig met 'n oorlog op hierdie aarde. Elke kind van die Here is in hierdie oorlog gewikkel, want die vyand kom en hy probeer om ons te oorweldig. Hy probeer om ons weg te neem van Christus af. Wanneer 'n mens oorlog voer teen 'n ander land of 'n ander persoon, is die eerste ding wat belangrik is, dat jy moet weet teen wie voer jy oorlog. Jy moet weet wie die vyand is, Pieter, anders kan jy maar los, want as jy nie weet wie die vyand is nie, dan is jou stryd al klaar daarmee heen. En Efesiërs kom hier, en Efesiërs, Paulus sê vir ons, wie hierdie persone is. Hy sê, luister, julle vyand, julle teenstander is die vyand is Satan homself. Vers 12, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die lig. Wat beteken dat daar 'n oorlog besig is om plaas te vind in die hemelse realm. Dat daar besig is om oorlog gevoer te word in die hemelse ruim. Die duisternis, die wêreldheersers, die vyand is besig om teen die kinders van die Here oorlog te voer. Besig om teen God en sy engele oorlog te voer. Dit is my so belangrik dat ons dit weet, want as ons dit nie weet nie, mag ons net onkans betrap word soos dit aan die, en dan word ons oorweldig deur die vyand. So daar's 'n oorlog wat plaasvind in die hemelse ruim. Daar's 'n oorlog wat plaasvind tussen God en sy engele en die vyand, Satan en sy engele. Daar's 'n oorlog wat besig is om plaas te vind. Toe die gedeelte lees, Rukus, toe dink ek aan Daniël hoofstuk 10. Toe dink ek aan Daniël hoofstuk 10. En ek dink ek het met Sensusie of op 'n nag het ek die boodskap gepreek. Wat Daniël vir God bid dat hy hom moet wys hoe die toekoms lyk. En Daniël bid en vir 3 weke kry hy nie antwoord nie. Vir 3 weke wag hy op 'n antwoord, maar daar is niks nie. En dan op die 24ste dag, terwyl Daniël by die rivier staan, kom 'n engel van die Here na Daniël toe en sê vir hom, Daniël, jou gebed is verhoor die eerste dag toe jy vir my gebid het. Maar weet jy wat, Daniël, ek het gesukkel om die antwoord op jou gebed te bring, want die vyand was besig om my te keer. Hy het teen my gestaan en ek kon nie deurkom nie. Ek moes vir Michael kry, nog 'n engel, om my te kom help om die boodskap na jou deur te bring. Wat my sê dat daar 'n oorlog, dat daar bo in die hemelse ruim die vyand besig is om die kinders van die Here aan te val. Hy is besig om die kinders van die Here se gedagtes, se weë, om die kinders van die Here so te beïnvloed dat hulle weg van die Here af beweeg. Dit is besig om 'n konstante oorlog te wees, oorlog tussen lig en duisternis, goed en sleg, en donkerte en lig. Is nie die so dat die woord van die Here sê dat die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy sien Satan was een van die hoë engele in die koninkryk van God. Hy was 'n groot engel gewees, Lucifer.
Maar hy wil bo God wees. Hy wil groter as God wees. En God gooi hom uit die hemel uit. En weet jy wat vir my meer hartseer is, Pieter? 1/3 van die engele wat daar was, het hom gevolg. En hulle was uitgegooi uit die hemel uit. En hulle doel is nou om ek en jy te teiken. Hulle doel is nou om ek en jy van die Here af weg te neem. Die wêreldheersers. Is geen wonder nie dat Romeine 7 vir my sê, as ek die goeie wil doen, is die kwaad altyd by my aanwesig. Ek dink ek en jy het seker op een of ander tyd in 'n situasie gesit en ons moes oor sekere dinge besluit of jy wil graag iets doen, Tandi, maar die vyand het met jou gedagtes gespeel. En dit is so, wanneer ons wil goed doen, dan kom hy en hy probeer om ons weg te rokkel, om die kwaad altyd deur voor ons te sit. Die enigste manier hoe ek en jy die vyand kan oorweldig, enigste manier hoe ons die vyand kan weerstaan, is deur die volle wapenrusting aan te trek. Daar's geen ander manier nie. Dit is net wanneer jy ten volle gekleed is, wanneer jy die volle wapenrusting aan het, man, dit is net dan wat jy kan oorlog voer teen die vyand en sy engele, en jy kan staande bly in dit waarmee God jou geroep het. Ek dink die oudie sal weet, die oudie was self 'n soldaat in sy jong dae gewees, dat 'n mens nie somme net so op die oorlogsveld aangaan, die oudie. Jy moet heeltemal reg wees. Jy moet heeltemal gekleed wees. Jy kan nie gaan baklei om Nico sonder dat jy 'n gun het nie. Jy moet iets hê om jou te verdedig. En dan moet jy dit wat jy aan het, moet ook jou help om hierdie oorlog te kan wen. Daarom sê Paulus, ons moet ons aantrek, ons moet ons gereed kry, ons moet die volle wapenrusting aantrek, dan gaan ons teen die vyand weerstand kan bied. En hy kom en hy gee vir ons 'n Romeinse soldaat se uitrusting, en aan die hand daarvan wil hy ons moet ons reg kry om teen die vyand te veg. We need to equip ourselves to stand firm amid spiritual and practical challenges. En gaan nou kortliks kyk na van die dinge wat ons moet aan het. Eerstens is, ons lendene moet met die waarheid omgord wees. We need to have the belt of truth. We need to equip ourselves with the belt of truth. As in, Satan is iemand wat die kinders van die Here verlei. Satan is iemand wat onwaarhede in die kinders van die Here se gedagtes plaas. En daarom kom hy met sy leuns en hy neem ons weg van die Here af. Hy word genoem die vader van leuns. John 8 verse 44. He is the father of lies. He has always hated the truth because there is no truth in him. Reg aan die begin, man, toe Adam en Eva in die tuin van Eden is, rustig in die tuin, en toe sluip die vyand in. Hy vra vir Eva, is dit so dat die Here gesê het, julle mag nie van die bome eet nie? Hy slinks, man. Is dit so dat die Here gesê het, julle mag van geen een van die bome in die tuin eet nie? Eva sê vir hom, nee, die Here het gesê, ons kan van al die bome eet, maar die middelste bome kan ons eet nie. Weet jy wat sê vir Eva?
Die Here weet man dat julle gaan verander, julle gaan soos hy wees. Daarom wil hy nie hê julle moet eet nie. So hy kom met sy planne en hy mislei vir Eva. En hy kry dit reg om haar te laat eet of te doen wat die Here nie wil hê sy moet doen nie. Net so is dit vandag ook. Net so kom die vyand ook vandag met allerlei ruimpies, met allerlei dinge om ek en jy te oortuig dat die waarheid nie die waarheid is nie. Hy kom met sy leuns man. Hy kom met sy leuns om ons van die Here af weg te trek. Ek gaan vir jou sê, die woord van die Here kom by jou en jy voel oortuig dat jy die Here wil aanneem. En sê vir jou man, moenie worry nie, as nog baie tyd. Jy is nog jonk man. Jy gaan nog die lewe geniet nou. Hoekom moet jy nou die goed te doen? Hy is besig om met jou mind te speel. Hy is besig om jou te verlei. Want hy weet dat wanneer jy na die Here toe gaan kom, dat jy teen sy mense gaan veg. Hy kom met so baie dinge man. Hy kom op 'n slinkse manier. Ek sal nooit vergeet nie. Ek trek in Hillside in Madoris. En my buurman kom na my toe om my die hand te gee. Hy sê vir my, buurman, moenie worry nie, ek het 2 yskoue goedjies vir ons in die yskas in. So as ons nou klaar hand geskit het, dan gaan ek en jy lekker bly en ontspan. Ek sê vir hom, wyk weg Satan. Wyk Satan. Want jy sien, dis maniere hoe hulle probeer om die kinders van die Here te mislei. Hy sê nee, is net vir nou man, hoekom gaan, is net, niemand sien nie man, is die pastore en die diakens hier rond nie, niemand gaan weet nie, is net ons. Maar hy besef nie dat die Here hom sien nie. Die Here sien alles en die Here ken en hy weet alles. En soms gebruik hy Pieter, jou eie broer en suster om jou te verlei. Soms gebruik hy jou eie broer en eie suster om jou te verlei. Ek dink dit tyd geword dat ons vir die vyand gaan sê, Chantel, wyk Satan, gaan weg Satan man. Daar is geskrywe dat die liggaam die tempel van die Heilige Gees is. En ek gaan nie val in jou strikke of dit wat jy wil hê ek moet doen nie. Romeine sê vir ons so mooi dat ons nie gelykvormig moet word aan hierdie wêreld nie, maar dat ons verander moet word deur die vernuwing van ons gemoed. Die waarheid man beteken dat ons gedagtes moet suiwer wees. Die waarheid beteken dat ons moet glo dat God ons sonde weggewas het. Die waarheid ons moet glo dat daar 'n ewige lewe is. Die waarheid is dat ons versekering moet hê dat God ons deur al hierdie dinge gaan dra. Dat ons vertrou op hom. Tweede wapen wat ons moet hê is die borswapen van geregtigheid. It is the breastplate of righteousness. Die borswapen was die een wat die voor gewees het. Net so vas Prudence toe. Ek sal my moet kruisbande kry. Die borswapen. Nou die borswapen het die soldaat beskerm teen sy hart. Sodat wanneer die vyand sy pyle afvuur, dat hy nie die hart van die persoon sal raak nie. En nou kom Paulus en hy sê dat ons die borswapen van geregtigheid moet aantrek. Dat ons harte vatbaar moet wees vir die geregtigheid van God en nie vir die dinge van die wêreld nie. Ons hart word gesien deur die geloof as ek een van die belangrikste dinge. Nie ons brein nie, maar ons hart. Alhoewel daar in wetlike terme gesê word
dat 'n persoon eers dood is wanneer sy brein dood is, glo ons dat die hart die een is wat die belangrikste orgaan is. En wanneer die vyand jou hart kom inneem, of in jou hart kan inkom, dan neem hy jou weg van die Here af. Hy neem jou weg van die Here af. Proverbs 4:23, guard your heart above all things, for it determines the course of your life. Skerm jou hart teen alle dinge, want dit bepaal hoe jou toekoms gaan lyk. Ons is geregverdig. We have righteousness because of what God did for us. Isaiah 64:6 sê vir ons, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons almal verdor soos blare, ons ongeregtigheid het ons weggevoer soos die wind. Ons enigste hoop kom deur die geregtigheid, deur die geloof. So ons is, deur Christus is ons geregverdig, nie deur onsself nie. En dan belangrik, die skoene aan julle voete om die bereidheid van die evangelie van vrede te verkondig. Weet, daar's iemand wat my so bemoedig. Eintlik twee mense wat my so bemoedig. Maar Doris kom na my toe en sê, maar Doris, my pastoor, ek is nou regtig, maar seker een van die swakkelinge hierso. Ek kan nie eers lekker preek nie, ek kan nie eers dit doen nie. En sê ek vir my Doris, die Here het vir jou 'n spesiale gawe gegee. Die Here het daai gawe gegee om mense te vertel van die evangelie van vrede, om mense te bring na die huis van die Here toe, sodat hulle ontmoeting met die Here kan hê. En ons kan sien, ons kan getuig aan dit wat die Here besig is om vir ons mamma te doen. Sy praat met my oor my Joyce, en die volgende week is my Joyce hierso. En dit is wat die Here wil hê. Ons het nie almal dieselfde gawes gekry nie. Maar wanneer die Here vir jou gawe gegee het, moet jy dit gebruik, man. Maar op elkeen van ons lê die verantwoordelikheid om sielewenners te wees, om mense na die Here toe te kan bring, sodat hulle harte vir die Here kan gee. En weet jy wat, mamma? Eendag wanneer jy by die meester gaan kom, is daar 'n sielewennerskroon. Wanneer jy by die Here gaan kom, gaan jy daai kroon ontvang vir dit wat jy vir die Here gedoen het. En as 'n mens siele na die Here toe bring, dan gaan jy daai dag 'n sielewennerskroon kry. Ek gaan vinniger deur. Ons moet die skuld van geloof het. En ek is seker, ek hoef nie vir u te praat oor wat geloof is nie. Dis nie 'n passiewe ding nie, man. Dit is iets wat ons ervaar. Dit is iets wat ons weet. En wanneer ons oor ons lewe terugkyk, dan kan jy sien wat die Here vir ons gedoen het. Moeilike omstandighede, maar die Here het ons deurgedra. En wanneer Goliat voor Dawid staan met sy groot gewaad, sê Dawid vir hom, luister man, ek het die bier doodgemaak, ek het die leeu se bek verskeur, en vandag gaan die Here jou in my hande ingee. So meer ons deur dinge gaan en die Here ons deurdra, hoe groter word ons geloof, en hoe groter die challenges is, hoe groter is ons vertroue in die almagtige man, dat hy dinge gaan verander, man. Dat hy dinge wat onmoontlik is, dat hy dit gaan moontlik maak. Ek dink aan ons ma Dolly die week. Sy was baie in my gedagtes die week gewees. Ek dink waardeur sy gaan met haar seun, en hoe die vyand wil probeer om haar te ontstel,
en haar te ontstig. En ek en Tamron praat gisterand, ek sê vir Tamron, weet jy, ek wil nie bid dat die Here mense moet wegneem van die aarde af nie. Dan weet jy, soms bereik mense punt waar jy vir die Here sê, Here, vat hulle weg. Here, hulle is besig om met jou kinders te lol. Hulle is besig om met jou kinders te woel. Here, vat hulle van die aarde af weg, want dit is die enigste manier hoe daar vrede kan wees. En weet jy, my God is in staat om dit te doen. Die Bybel sê die gebed van die regverdige dra groot krag. En die Here is in staat om dit vir ons te kan doen. Geloof, man, is vir my so belangrik, want sonder geloof kan jy nie die Here behaag nie. Sonder geloof kan jy nie die Here behaag nie. Weet jy hoe versterk 'n mens jou geloof? Romeine 10:17 sê vir ons, geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. So dit is net wanneer jy die woord van God lees, die woord van God ken, dat jou geloof versterk word. Ek sê jy kan nie luister na ander mense, en daar is klomp snaakse mense wat snaakse goed te praat. En as jy nie weet wat die woord sê nie, dan gaan jy hulle volg, want jy weet nie wat die woord sê nie. So daarom moet ons coach ons op die woord van die Here lees, en ons moet glo en ons versterk, sodat ons nie maklik weg van die Here af gedryf kan word nie. En nou seker so 2 minute oor, the helmet of salvation, die helm van verlossing. En hier wil ek so 'n bietjie stil staan, want jy sien die helm beskerm die kop. En hier in die kop is die mind. And the mind is the battlefield where everything takes place. Is hier waar die oorlog gevoer word. Hier in jou gedagtes in, wat die vyand met jou praat. Maar God moet ons genade gee, man, dat ons nie op sy stem sal luister nie, maar dat ons sal fokus op dit wat die Here wil hê ons moet doen. Romeine 12 sê vir ons moet verander deur die vernuwing van ons gemoed. Negatiewe gedagtes, man, wat hy kom en in jou kop plaas, jy bestraf die negatiewe gedagtes. Dinge wat hy kom en vir jou sê, wat jy weet nie die waarheid is nie. Hy sê vir hom, vyand, gaan weg, man, gaan weg hier vanaand af. En weet jy wat het Christus gedoen? Toe hy deur die duiwel versoek was, hy het die woord gekwoteer. Hy sê, daar staan geskrywe, dat jy die Here jou God nie mag versoek nie. Daarom is dit vir ons belangrik, dat ons die woord van die Here regtig deel van ons moet maak. Wanneer ons opstaan, wanneer ons in die middag sit, wanneer ons gaan slaap, dat ons tyd moet neem met die woord van die Here. Ek dink Psalm 100, dis ek verkeerd, hy sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloos nie, wat nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink die wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En dan vir my die belangrikste is, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So wanneer ons die woord van die Here lees, wanneer ons tyd spandeer met God se woord, coach, dan beloof God vir ons, dat dit met ons goed sal gaan, dat ons voorspoedig gaan wees, net omdat ons in sy woord belangstel, en in sy woord natuurlik ons vrede vind. En dan die swaard van die Gees, ek dink ek het al klaar daarmee gehandel, dis die woord van God, dit is die wapen wat ons gebruik, wanneer die vyand na ons toe kan kom. En dan laastens, deur gebed en smeking.
Ons kan die vyand weerstaan, man, deur gebed. Ons kan hom weerstaan deur smeking. Ek kan vir u so baie dinge vertel oor hoe gebed in my lewe dinge verander het. Ek het dit seker al vir julle vertel, maar ek sal nooit vergeet hoe die Here vir binne deurgekom het na 2de jaar nie. Ons doen aansoek vir 'n beurs, nie ons gaan maar net try, miskien is dit goed, miskien gaan sy die beurs kry. Weet jy wat doen die Here? Hy stuur nie net 1 beurs, hy stuur sommer 2 beurse na Burnley toe. Sy kon kies watter een sy wil hê. En mense het my gesê, ag man, julle gaan maar nie die beurs kry nie, daai mense gaan dit nooit vir jou gee nie. Maar dit is wat gebed kan doen. Wanneer ons kniek op straat toe gaan, wanneer ons op ons knieë is en vir die Here lê en vra, dan maak hy dinge reg. Hy maak dinge reg wat onmoontlik is. Dis dan so belangrik en ek wil ophou hiermee, dat ons moet bid sonder ophou. Die vurige gebed van regverdige dra groot krag. Joshua, die oorlog op sy ergste is, en dit donker raak, vra die Here om die son te laat stilstaan, en die Here het dit gedoen. Disippels is op die water, storms is rondom hulle, Here sê, wees stil, en dit moet so gebeur. Ek wil afsluit. Ons moet nie dink dat die vyand rustig is nie. Ons moet nooit dink dat die vyand rustig is met ons nie. En wanneer dinge te goed gaan, Tandi, dan moet jy bekommerd wees. Wanneer alles net so smooth gaan, dan moet jy worry. Want die vyand gaan nie sy eie kinders aanval nie. Hulle behoort klaar aan hom. Hy gaan die kinders van die Here aanval. Daarom gaan jy deur dinge gaan, maar Dorisman, ons gaan deur al die dinge. Maar ons weet dat ons 'n Here het wat saam met ons is, wat die oorwinning is. Hy sê die vyand kan maar doen wat hy wil nou, man. Maar ons weet en ons gaan na die tafel van die Here toe, dat hy verslaan was op Golgotha. Dat hy verslaan was op, hy weet hy's 'n verloorder. Daarom try hy nog om 'n paar by te kry hier by hom, om saam met hom na die ewige verderf toe te gaan. Maar ek en jy gaan ons 'n volle wapenrusting aantrek, man. En wanneer hy sy pyle gaan skiet, gaan dit nie werk nie, want ons gaan weerstand bied teenoor hom. Ek is baie lief, Pieter, en veral by begrafnisse, is ek baie lief om te preek oor die hemel. Is baie lief om te preek oor die hemel. En ek sien uit om daar uit te kom. Ek sien uit om daar uit te kom. Maar weet jy wat ek soms vergeet om te sê? Is dat die vyand gaan nie in die hemel wees nie. En ek gaan later preek met julle oor dit wat in die end times gaan gebeur. Die slag van die oorlog wat gaan plaasvind. 1000 jaar van vrede wat die vyand vasgemaak kan word. Die groot wit troon oordeel. En dan die een wat vir ons belangrik is, die een wat die vyand vasgemaak gaan word en die poel van vuur gewerp gaan word, waar hy vir altyd en tot in ewigheid deur vuur verswelg gaan word. Hy weet, hy is op sy einde, daarom probeer hy om ek en jy van die Here af weg te neem. Laat ons onze wapenrusting aantrek, maar Doris, laat ons die volle wapenrusting aantrek. Wanneer sy pyle kom, dat ons reg is om weerstand te bied. Die Here seën nie. Ek gaan kortliks, en ek weet jy moet my verskoon, daar's 2 kinders wat